Nou vriende, gaan vra dat u vir 'n paar oomblikke u hart sal stilmaak, buig u hoofde, en dan kan u daar met die Here praat in die hart. Die Bybel sê vir ons nog voor ons 'n woord uitspreek, dan ken die Here dit geheel en al. Miskien is daar 'n behoefte in u hart wat u vanmôre aan hom wil bekend maak. Miskien 'n las of 'n sorg wat u dra, of miskien iets waarmee u stoei. Gaan u 'n kans gee vir 'n kort gebed daar in u hart, en dan gaan ek ons begelei as gemeente, en dan gaan ons dan saam bid en so na die troon van genade nader. Ons wonderlike hemelse Vader, baie dankie vir tye soos hierdie. Tye waar ons kan saamkom, weg van die besige wêreld daar buite, weg van al die dinge wat ons hoor en sien en mee te doen het. En Here, net ons harte kan kom buig in aanbidding voor U, saam met U kinders in hierdie gebou kan bymekaar kom om eer en lof en dank aan U te bring as ons skepper, as ons redder, as ons onderhouer, as die een wat vir ons in die woord sê, kyk, ek maak alles nuut. U is die een Here wat die dag met ons wedergeboorte vir ons 'n nuwe lewe kom gee het, 'n nuwe naam kom gee het. Ons is nou kinders van God, 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n volk as eiendom verkry. Baie dankie dat ons vanmôre kan weet, Here, dat ons 'n nuwe bestemming het, dat ons nou op pad na die heerlikheid van die hemel is, om daar U vir ewig en altyd te aanbid, en hierdie is maar die voorbereidingstydperk. Dis nou die tyd, Here, waar ons met baie konflik, baie uitdagings, baie sondes, baie stryd te doen het. Dis nou die tyd, Here, waar U ons voorberei deur beproewings en versoekinge wat oor ons pad kom. Dis nou die tyd, Here, waar U ons leer dat U tug is tot ons opbouing, tot ons versterking. 'n Wonderlike tyd, Here, waar ons onsself kan voorberei deur die krag van die Heilige Gees vir daardie dag van heerlike ontmoeting. U sê vir ons daar in Filippense 2, werk julle eie heil uit met vrees en bewing. En dan net die volgende vers staan daar, want dit is God wat in julle werk, om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. Vader, baie dankie dat U van voor die grondlegging van die wêreld geweet het, dat ons nie die vermoë het om U te dien in onsself nie. Ons is te sondig, ons neig altyd na die kwaad, maar dat U al reeds voorsiening gemaak het in Christus vir ons sonde, en dat met die uitstorting van die Heilige Gees, Here, U dan ook vir ons die belofte gegee het, dat hy in ons harte sal kom woon en ons sal leer en lei in die waarheid. Daarom aanbid ons U, Vader, Seun en Heilige Gees, drie-enige Heilige God, vir hierdie groot wondergenade van redding, maar ook dat U ons in stand hou deur die krag van U woord. Dankie vir die beloftes in die woord wat vir ons sê, dat die goeie werk wat U begin het, sal U voleindig. U laat vaar nie die werke van U hande nie. Hoe wonderlik om te weet, al is ons ontrou, dan bly U getrou. U kan U self nie verloon nie. Daarom kan ons vanmôre met 'n blymoedige hart sê, loof die Here o my siel, en alles wat binne my is, loof sy heilige naam, loof die Here o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Vader, baie dankie vanmôre vir elkeen wat hier is. Ons wil nou vra dat U hulle harte sal voorberei vir die waarheid van U woord, dat ons vanmôre sal hoor wat U deur U knegg aan die gemeente wil sê. U woord sê vir ons dat U juist die dwaasheid van die prediking gebruik om die wat glo te red. En daarom is ons as predikers niks besonder nie. Ons is maar net aangestel deur U om te kan sê, so sê die Here, binne die konteks van die Bybel, binne die konteks van die geleesde gedeelte. Mag ons met wysheid optree en mag ons met versigtigheid U woord verklaar, sodat ons nie eendag beskaamd voor U sal staan, en Here, die volle loon verloor wat U vir ons in die woord beloof nie. Here, ons dankie ook vir ons inkomste vanmôre. Wonderlik om te sien hoe hierdie gemeente al vir 3 jaar dra en seën met die keer van U seëninge. Ons eer U, want alles behoort aan U. U is die gewer van alle goeie gawes, en dankie dat U in harte werk om te gee vir U saak, en dankie dat U, Here, ook mense opwek om te gee, dat ons die kindertjies in die kinderhuise kan bedien, dat ons hulle kan in hulle tydelike behoefte kan voorsien, en ons eer U vir elke gehoorsame kind van U. Mag U hulle ryklik seën met al die geestelike seëninge in Christus Jesus ons Here. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. Dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Nou vriende, baie dankie vir daardie hartlike samesang. Ons eer die Here ook dat ons harte kan voorberei deur die sing van hierdie verskillende liedere, en dat ons eer kan bring in sy wonderlike naam. Nou, ons gaan vanmôre nie stilstaan by Genesis nie, en ook nie by Psalms nie. Nou, u wonder seker wat aangaan, want ons het nou lanklaas uit Genesis aangegaan met die reeks,
Die volgende boodskap gaan juis oor die vernietiging van Sodom en Gomorra, en dan Psalm 48 is klaar voorberei, ek moet hom nog net preek. Daar gebeur elke nou en dan iets, en ek besef ek moet die inlig, want daar word vrae gevra, mense wil graag weet wat aan die gang is, en nou ons weet wat in hierdie week alles gesê was in Suid-Afrika, en ons gaan vanmôre 'n bietjie praat oor die gedagte van waterlose wolke vanuit Judas, hierdie eerste hoofstuk, of hierdie een hoofstuk wat in die Bybel opgeteken is. Dit is 'n baie besondere gedeelte, en ek glo die Here het ook baie duidelik vir my gelei om met u te praat oor hierdie gedagte, juis omdat ek as leraar die gemeente moet inlig oor wat die woord van die Here oor bepaalde kwessies sê. Die Bybel is nie net 'n boek waar ons 'n paar verse uittrek om jou goed te laat voel, jou huis toe te stuur, jy loop vir so 3 minute op wolke en jy word die volgende oomblik teruggeruk na die realiteit as daar iets met jou gebeur nie. God se woord is daar vir opbouing, vir teregwysing, vir onderwysing in die geregtigheid, en dis wat ons as leraars poog om te doen. Ons slaag seker nie altyd in ons taak nie, maar ons poog om die kudde te rig en te lei in die waarheid van God se woord, en glo ek ook vanmôre dat u sal sien waar my hart staan, en wat my hart se gesindheid ook is, in die preek van hierdie boodskap, om u dan te onderrig, en dan wil ek nie 'n belofte maak nie, maar volgende week gaan ons Psalm 48 hanteer, die volgende Psalm, ek glo so, as daar nie weer iets gebeur nie. Maar kom ons lees saam uit Judas, ons lees daar die klompie verse saam. Judas, 'n diensknegt van Jesus Christus en broer van Jakobus, aan die wat geroep, in God die Vader geheilig en vir Jesus Christus bewaar is. Mag barmhartigheid en vrede en liefde vir julle vermenigvuldig word. Geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, het ek die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan, om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Want sekere mense het ingesluip wat lang tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel, goddelose mense, wat die genade van onse God verander in ongebondenheid, en die enigste heerser, God, en onse Here Jesus Christus verloon. Maar ek wil julle daaraan herinner, al weet julle dit nou eenmaal, dat die Here, nadat hy die volk uit Egipte land gered het, daarna die wat ongelowig was, omgebring het, en die engele, wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeye onder die duisternis bewaar, so Sodom en Gomorra, en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoreer en agter vreemde vlees aangeloop het, as 'n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. Doch besoedel ook hierdie mense, net soos in hulle dromery, die vlees en verag die heerskappy en laster die heerlike wesens. Maar toe Michael, die aartsengel, met die duiwel in woordestryd was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel of lastering durf uitspreek nie, maar hy het gesê, die Here bestraf jou. Maar hierdie mense belaster alles wat hulle nie ken nie, en alles wat hulle, soos die redelose diere op natuurlike wyse verstaan, daardeur gaan hulle te gronde. Wie hulle? Want hulle die weg van Kain bewandel en omloon hulle self in die verleiding van Biliam gestort en in die verset van Korag omgekom. Hulle skandvlekke in julle liefdesmaaltye, wat sonder vrees saam fees hou en hulle self voer, waterlose wolke deur winde rondgedrywe, bome in die nasomer, wat sonder vrugte is, 2 maal gestorwe, ontworteld. Woeste golwe van die see, wat hulle eie skandes laat opskuim, dwaalsterre, vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. En Henog, die 7de van Adam af, het ook teen hulle geprofeteer en gesê, kyk, die Here het gekom met sy heilige 10.000 talle, om gerig te hou oor almal, en al die goddelose mense onder hulle te straf, oor al hulle goddelose werke, wat hulle goddelooslik gedoen het, en oor al die harde woorde, wat die goddelose sondaars teen hom gespreek het. Hulle is murmureerders, wat oor hulle lot kla, en volgens hulle begeerlikhede wandel, en hulle mond spreek trotse woorde, terwyl hulle mense vlei, terwille van voordeel. Maar julle, geliefdes, moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van ons Here Jesus Christus, dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tyd sal daar spotters wees, wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Dit is hulle wat skering maak, sinnelike mense, wat die gees nie het nie. Maar julle, geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof, en in die Heilige Gees bid, en julle self in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. En aan sommige wat twyfel, moet julle barmhartigheid bewys, maar ander moet julle met vrees red,
deur hulle uit die vuur te ruk. En ook die kleed moet julle haat wat deur sonde bevlek is. Aan hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Amen. Wonderlik as 'n mens so deur God se woord lees en vriende, as 'n mens net hierdie paar verse bestudeer, kom jy agter hoe omvangryk God se woord is en hoe vol God se woord is met waarheid en met allerhande dinge wat mense vandag nie regtig mee wil hoor. Het jy al gedink by jouself dat Judas geskryf het juis in die tyd waar hulle as kinders van die Here vervolg was? En hy het omwonde die saak baie duidelik gestel dat Jesus die enigste redder is en dat God se woord die enigste bron van waarheid is. Hoeveel te meer moet ons nie in hierdie laatuur voor die koms van die Here ook vashou aan hierdie groot waarheid en dit ook ter harte neem nie. Kom ons kyk aan die teks van oordeenking vanmôre, vers 12 en 13. Hulle skandvlekke in julle liefdesmaaltye, wat sonder vrees saam feeshou en hulle self voer, waterlose wolke deur winde rondgedrywe, bome in die nasomer wat sonder vrugte is, 2 maal gestorwe ontworteld, woeste golwe van die see, wat hulle eie skandes laat opskuim, dwaalsterre, vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. Nou, ons was nou so 'n paar dae daar in Melkbosstrand. Nou, as jy wil weet waar die wind gemaak word, Melkbosstrand. Die fabriek sit net daar. En as jy sien hoe daar die see sulke groen skuim laat uitkom, dan laat 'n mens baie dink aan hierdie vers, woeste golwe en al hierdie goed wat uitkom uit die see uit. En dis hoe baie mense is, wat nie vas is in die woord van die Here nie. As hulle praat, kom jy agter dat eintlik in hulle hart skuil. En dis eintlik waaroor hierdie gedeelte gaan, waar ons vanmôre 'n bietjie na moet kyk. Ons wil vanmôre met u praat oor die tema waterlose wolke. Waterlose wolke. Ons gaan bietjie kyk en juist die waarheid van God se woord aan u probeer deurkommunikeer, sodat u vastigheid onder die voete kan kry, ook in hierdie tyd waar baie mense gryp na grashalmpies, terwyl God se woord vir ons ewig vas en waar is. Nou vriende, ek dink ek moet een of ander tyd 'n studie doen met u by die oordeenkings uit die boek Judas. Ek gaan nie vanmôre vers vir vers deur die boek gaan nie, anders te gaan ons nie klaar kry voor 1:00 vanmiddag nie. Maar wat ek gaan poog om te doen vanmôre is om bietjie met u te praat oor hierdie baie besondere gedagte wat Judas praat van waterlose wolke. Hy noem mense, sekere mense van sy tyd, sekere geestelike leiers van sy tyd, waterlose wolke. Nou, as ons kyk na die boek Judas, dan sien ons dat die skrywer van hierdie boek die halfbroer van die Here Jesus was. En voor u dink ek maak 'n wille afleiding, as u gaan kyk, dan sien ons daar in Matteus 13:55, toe Jesus in Nasaret aankom en in die sinagoges begin leer, toe sê die mense vir hom baie duidelik, is jy nie Josef se seun, die timmerman se seun nie? Hy sê, is hy nie die seun van die timmerman nie? Is die naam van sy moeder nie Maria en die van sy broers, Jakobus en Joses en Simon en Judas nie? Die boek begin en sê, dat Judas is 'n dienskneg en broer van Jakobus. En ek kan vir u nou baie lank, as u MacArthur studie Bybel het, gaan doen 'n goeie navorsing en 'n studie van hierdie baie goeie uiteensetting van Judas, die halfbroer van Jesus, wat die skrywer is. Markus kom en hy sê in Markus 6 vers 3, dieselfde gedeelte, Markus 'n ander skrywer, en hy kom en hy sê dieselfde gedagtes, hy nie die timmerman, die seun van Maria, verwysende na Jesus, en die broer van Jakobus, en Joses, en Judas, en Simon nie. En is sy susters nie hier by ons nie, en hulle het aanstoot aan hom geneem. So baie duidelik sien ons dat die Here Jesus nie 'n enkel kind was nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, hy is deur die Heilige Gees verwek in die maagd Maria. En Josef het geen gemeenskap met haar gehad, tot Jesus gebore is nie. En daarna is daar broers en susters gebore. Hierdie man Judas is dan ook die skrywer van hierdie boek. Aanvanklik het hy nie geglo dat Jesus Christus die Messias is nie. Gaan lees die Bybel. Aanvanklik het sy broers skepties gestaan teenoor hom. Hulle het probeer om vir hom so half uit te koggel en uit te tart met sekere dinge wat hulle vir hom gesê het en goed wat hy gedoen het, en hulle het probeer om sy naam eintlik bietjie swak te maak. En ons dank God vir hierdie boek Judas, om te sien dat Judas later besef het dat Jesus sy Messias is, en dat hy dan ook die skrywer van hierdie baie besondere boek Judas is. Een hoofstuk, baie vol inhoud, kosbare waarhede wat ons vanmôre dan so bietjie na gaan kyk. Nou vriende, so ek sê, ek wil nie te veel in detail gaan oor waarom ons sê dat Judas die halfbroer van Jesus die skrywer was van hierdie boek nie. Wat ons eerder wil doen is om vir u te sê waaroor hy skryf. U moet onthou dat Judas geleef het saam met die apostel Petrus, selfde tydperk wat hulle geleef het.
Die Nuwe Testamentiese kerk is begin met die uitstorting van die Heilige Gees, 3000 mense kom tot bekering, later 2000 mense ekstra, en die Bybel sê vir ons, hierdie kerk het vinnig gegroei. En soos die kerk gegroei het die kerk gou agtergekom, dat daar baie dwaalleraars is, in hulle tyd, in hulle geleedere, en hulle het nie net aanvegtinge gehad van binne nie, maar ook van buite. Daar was nie net die probleem met sonde, waarmee ons worstel nie, maar ook die aanvegtinge van buitekant, waar mense gepoog het om hulle te verwar in die waarheid van God se wonderlike woord. Judas kom en hy skryf en hy sê, dat hy aanvanklik wou praat oor hulle gemeenskaplike geloof. Met ander woorde, wat ons in Christus ontvang het. Jy moet bietjie hierdie studie gaan doen. In Christus het ons 'n nuwe identiteit ontvang, ons het 'n nuwe naam ontvang, ons het kindskap ontvang, vergifnis van sonde, die ewige lewe wat ons sal kry. En Judas sê, ek wou oor dit skryf. Maar ek dink dit is meer nodig om te skryf oor dit wat besig is om in die kerk in te sypel, en die dwaalleringe wat besig is om die ronde te doen. Judas noem van hierdie dwaalleraars hy noem sekere name, en nou wil ek vir u sê, in ons dag en tyd sou hy seker vir een of ander kommissie gedaag geword het, want hoe durf jy so iets sê vir mense? Maar u moet onthou dat, alhoewel Judas nie gepoog het om naam te skend nie, moes hy sekere dinge genoem het, sekere dinge uitgewys het, en hierdie gemeente het presies geweet van wie Judas praat. Hy noem hierdie valse predikers wat ingesypel het, in die gemeente ingekom het, wat van buitekant af gepoog het om valse leringe in te bring, noem hy waterlose wolke. Die Engels sê clouds without water, carried along by winds. Ander Engelse vertaling sê, they are like clouds blown along by the wind, but never bringing any rain. Jy het so gedink aan baie van hierdie televisiepredikers. Hulle beloof vir jou die son, maan en sterre. En al wat jy kry is 'n leë beursie. Daar is niks wat hulle vir jou beloof nie. Hulle beloof vir jou gesondheid en jy stap siek ander kant uit. Hulle beloof vir jou dat jou kind werk gaan kry as jy net 'n donasie gee vir die gemeente en daai kind kry nooit werk nie. En so beleef ons dat valse predikers in die kerk gekom het, en ek doen moeite om baie keer te luister na van hierdie groot predikers om te sien wat hulle sê. Ek wil vir u sê, dit is my hartseer om al die uitlatings, die voorspellings, die visioene, drome, stemme, wat hierdie mense hoor en dit deurgee as so sê die Here en hoeveel mense hulle volg. Judas kom en hy waarsku teen dit. Hy sê ons moet geanker wees in God se woord. Ek sê vir u dikwels vriende, as ons in die kerk instap, moet ons nie ons verstand buitekant in die parkeerarea los nie. Ons kan ons saambring, want God werk deur ons verstand na ons geestelike hart om te doen wat hy van ons vra. Baie kere die kerk geslaag en veral predikers wat poog om mense uit te byt. Om vir mense te sê, luister, jy moet die gees ervaar. Jy moet net hierdie gevoel vandag kry. Jy moet net hierdie belewenis beleef. En hulle stuur jou weg honger na die waarheid van God se woord. Nie ingelig oor wat die volgende stap is wat jy moet neem en hoe moet jy lewe te midde van 'n krom en verdraaide geslag nie. Ons almal weet wat 'n waterlose wolk is. Jy sien daar die pragtige wolke opkom en jy dink by jouself, dit gaan reën bring. En dan kom die wind en hy gaan oor en daar's nie 'n druppel wat val nie, behalwe as jy op die golfbaan is. Dit kan ek jou verseker. Ek poog hierdie week om bietjie op Milnerton golf te speel. Ek wil vir u sê, my longe het amper geswem. En nou, golfer het mos altyd hierdie, ek wens kinders van die Here wil so vasbyt soos golfers. Hulle dink hulle gaan hierdie ding kom. Maar dis nou nie die gedagte nie. Daar's nie waterlose wolke in die Kaap nie. Dis eintlik wat ek vir u wil sê. Die hele gedagte is net, hierdie waterlose wolke, praat Judas van as predikers wat dinge beloof wat hulle nie kan gee nie. Dan praat hy ook van dwaalsterre, wandering stars of verskietende sterre. Het jy al gesien 'n verskietende ster? Hoe lank sien jy hom? Vir 'n paar oomblikke, paar sekondes. Dan sy weg. Die Bybel sê dat Judas noem hierdie predikers verskietende sterre. Hulle is 'n oomblik daar en hulle lyk of hulle lig het. Hulle praat baie keer soos ons en hulle begin met 'n mooi aanslag, maar later kom jy eintlik agter dat hulle eintlik in die duisternis is. Dat daar baie ander dinge is vir hulle wat belangriker is as die skape en die voeding van hierdie skapies. Nou wie is hierdie mense van wie Judas praat in hierdie boek? Hulle het bekend gestaan as die gnostieke of gnostisisme, soos dit bekend staan. Nou, u kan miskien dink, dis 'n antieke godsdienst wat vandag glad nie meer in die kerk van die Here teenwoordig is nie. Luister, gnostisisme is nou meer alive and well as ooit
in die geskiedenis van die kerk van Jesus. Want gnostisisme, as ek dit vir u moet opsom in 'n paar woorde, beteken dit verhewe kennis, mistisisme, buite die Bybelse openbaringe, stemme, visioene, drome. Dit klink vir my amper soos die deursnee kerk van vandag. U sien, die gnostieke het gesê, en hulle het baie duidelik na die kerk van Jesus gekom en na die disippels en na hierdie gemeentes en vir hulle gesê, luister, ons hoor dat julle volgelinge van Jesus is. Ons het nie regtig sekere probleem daarmee nie, maar kom ons sê vir julle, ons ontvang direkte openbaringe, ons ontvang kennis van God. Ons het hierdie besondere verhouding en hierdie bonatuurlike kennis wat julle eintlik alledaagse mense nie kan verkry nie. Stemme wat hulle gehoor het, visioene wat hulle gesien het, drome wat hulle vir mense deurgegee het. Dit klink vir my of baie van die kerke vandag bekend moet staan as gnostisisme of die gnostieke kerke. U sien, Judas wou skryf oor die gemeenskaplike geloof, maar omdat hierdie mense in die kerk geïnfiltreer het, omdat hulle besig was om die gemeente te verwar en die kinders van die Here op 'n dwaalweg te lei, het Judas nodig gevind om met die gemeente te praat oor hierdie predikers, hierdie manne wat hulle self voordoen as gesandte van die Here, maar eintlik is hulle besig om die kudde te verwar. Nou vriend, ek wil vanmôre dieselfde doen. Ek wil poog om soos 'n Judas van ouds, die halfbroer van die Here Jesus, u te begelei deur 'n gebeurtenis wat hierdie week in Suid-Afrika plaasgevind het, en dan so 3 kort gedagtes met u te hanteer. Nou, u almal sal onthou dat ons hierdie week weggeneem sou word. U onthou dit? As jy nog hier is, het jy agtergebly. Ek ook. En die ou wat gesê het, dat die Here ons gaan wegneem. Ek weet nie of u geluister het na hierdie man se betoog nie. Ek wil begin deur te sê, ek het niks met Dani Botha te doen nie. Het gaan oor die boodskap wat Dani Botha namens God vir mense gegee het. En as u gaan kyk na die video's wat hy gemaak het, is daar honderde, duisende mense wat daarna gaan kyk het. Mense wat hy verwar het. Mense wat hy op 'n dwaalweg geplaas het. Daarom praat ek vanmôre oor waterlose wolke, mense wat met sensasie poog om mense na hulle self te trek, weg van God se woord, weg van die geopenbaarde waarheid van God se woord. En hulle los hierdie mense in hierdie, ek wil amper sê, hierdie sluik van gedagtes en idees en denke. En mense verloor hulle geloof in die Here Jesus Christus en dan ook in die waarheid, die betroubaarheid van sy wonderlike woord. Wat vir my baie interessant was, terwyl ek geluister het na wat hy gesê het, ek weet nie of u geluister het, wie van u het geluister daarna? Okay, heel wat van julle het geluister daarna. Ek of u sê ek het in my lewe nog nie so 'n klomp verwarde idees gesien wat saamgevoeg is. Dan is hy in die kamer, dan is hy by sy seun se rugby, dan kyk hy op die telbord, dan vra die Here vir hom dit, dan sê die Here vir hom tel dit op, maal dit, deel dit, is gelyk aan dit, en dan kom hy nie eens by 'n datum uit nie. Dis van die 22ste tot die 26ste. So die Here weet self nie wanneer hy kom nie. Dis enige iets tussen daardie tyd en Dinsdag was die 25ste, toe die deur sou toeklap, is jy in of uit, vra Dani Botha. Maar wat vir my komies was, ek moes dit net vir u saamgebring, ek het mos so stout streep. So wat vir my komies was, is die ander advertensie wat ek van hom gekry het. Dani Botha, 4 Oktober 2025, tree op by Carolina, se rollermeerdersaal, en praise and worship en gratis is toegang. Ag, die toegang is gratis. Nou ek weet nie, ek het gesukkel om die twee by mekaar te kry. Hy sou dan weggewees het. Die mense sou by 'n leë saal aangekom het. Wat ek vir u probeer sê vanmôre is, hierdie mense maak voorspellings, hulle gee vir ons sekere waarhede namens God deur, en dan in dieselfde asem, praat hulle teen hulle self, doen hulle dinge teen hulle self, en is dit vir ons eintlik 'n hartseer saak om vanmôre te praat oor iets, wat honderde duisende mense in Suid-Afrika hierdie week geraak het, en in besonder die kerk van die Here Jesus. Mense spot, mense laster, mense lag, mense sê hele klomp Christene is pateties, hulle skeer almal onder dieselfde kamp, en daarom moet ons vanmôre net so kortliks kyk na hierdie gedagte, en waarom ons oor hierdie saak vanmôre moet praat. Ek sien hierdie is nie 'n nuwe ding nie. Ek gaan gou vir julle 'n paar artikels net deurgee. In die 70's was daar traktaatjies versprei wat gesê het dat ons opgeraap sal word in 1970. In 1982 sekere van die planete wat aan lyn gekom het, jy sal weggeneem geword het. 1988, jy onthou nog al die smartkaarte wat hulle van gepraat het en sekere kodes en sekere goed wat hulle uitgewerk het. En hulle het gesê 1988 sal die Here kom. In 1992 verskyn hierdie artikel,
God's Judgment Day is near, Oktober 1992. En dan hierdie twee spreek van self, 2007 en 1999, hierdie boek het uitgekom in 2008, God's Final Witness, die finale openbaring van God en dan die einde wat sal kom. Bekeer julle voor Woensdag, sê sy advertensie, 'n man wat 'n groot advertensie geplaas het om vir mense te sê die Here gaan kom. 21 Mei 2011 was 'n ander berig wat verskyn het. Holy God will bring judgment day on 21st of May, was 'n ander berig gewees. En hierdie man, meneer Johannes Coetzee, het agter op sy bakkie, het hy hierdie geplaas, hy het 'n radioprogram gehad en hy het mense eintlik in hierdie rigting begelei. En ek hoor onlangs sê Dani Botha, hy kan nou nie help dat mense hulle huise verkoop het en hulle eiendom verkoop het om gereed te maak vir die wederkoms. Hy het nooit so gesê nie. Maar die gedagte wat ek vir u wil deurgee vanmôre, vriende, ek wil hê u moet saam met my dink. Ons beleef 'n tyd waar elke Janrap en sy maat opstaan en sê, God het vir my gesê. En die meeste luister daarna en hulle is eintlik half krities oor wat hy gesê het, maar nie oor die gedagte dat hy namens God praat nie. Daar is nie meer apostels nie, daar is nie meer profete nie. Ons is mense wat die woord van die Here bestudeer en die Here sê vir ons baie duidelik dat sy woord is die finale openbaring en die oomblik as jy sê, God het vir my gesê, dan sê jy dat die Bybel nie klaar geskryf is nie, dat jy eintlik besig is om verder God se openbaring aan mense deur te gee. Ek het so tyd terug met 'n vroutjie wat na my gekom het my gesê, die Here het vir my gestuur om vir jou 'n boodskap te gee. Toe sê ek vir ek wil dit nie hoor nie. Want die Here gaan nie van my skinder by jou nie. As hy vir my iets wil sê, sal hy vir my self sê. Jy sien die probleem is elke ou wil homself aanmatig dat die Here 'n deur by die hemel oop het en hulle kan gaan hoor wat hy sê. Ek dink baie keer hulle is te lui om die Bybel te lees. Jy sien die finale openbaring van God is sy woord en jy sal onthou die bloedmaan teorie, wie onthou dit? Dit handel oor 4 bloed of rooi maane wat op 4 verskillende Joodse feeste sal verskyn, wat ook 'n baie groot gebeurtenis sal inlei. In die geval 2015 die koms van Jesus en die man wat dit baie bekend gemaak het en miljoene rande daaruit gemaak het, was die TV-prediker John Hagee. Die maane was nou al rooi en hulle was nou al geel en hulle was nou al groen. Hulle was nou al die kleure van die reënboog. Ek weet nie of groen en reënboog in nie, maar hoe dit ook al mag sê. Die misleiding in die kerk van die Here Jesus en die hartseer dat die woord van God skade lei. So ek wil vanmôre kyk, wat is die gevare? En dit is eintlik waarby ons wil stil staan. Dis hoekom ek vinnig deur die ander inligting gaan. Wat is die gevare, die negatiewe impak van hierdie voorspellings? Eerste plek, hierdie voorspellers ondermyn die gesag van die Bybel deur eie sinnige idees bo die Bybel te plaas. Dit ondermyn die gesag van die woord. Mense spot en laster teen die Bybel, profeseë, die kinders van die Here en die kerk van Jesus. U sien, profeseë is deel van die Bybel en sal op God se tyd in vervulling gaan. Omdat mense sekere voorspellings maak, is daar 'n klomp wat nou laster en sê, weet jy wat, julle as kerk van die Here, ons stel nie belang nie. Mense dink aangesien daar nog niks na al die jare en voorspellings gebeur het nie, dit miskien nooit sal plaasvind nie. Daar is nog 'n gedagte anders sluit weer aan by sektegroepe, waar hulle voel dat hulle, kom ons sê, 'n polis kan uitneem, wat hulle sekere beskerming bied. As ek deel word van hierdie groep, as ek beskerm en sal ek eendag saam met die Here gaan, en sal ek ook deel word van hierdie wegraping of wegname, soos hulle telke male voorspel. En dan baie belangrik, die bose wen veld, want die wêreld luister nie meer na ons boodskap nie, maar beskou Christene as leenaars en valse leraars. Hoe kan hulle ons boodskap van redding glo, as ons so dikwels valse woorde van ons God hoor oor die einde, wat dan nooit in vervulling gaan nie? Dink by jouself, hoeveel TV-predikers, hoeveel bekende mense in die land, in die wêreld maak uitsprake? 99,999% van die tyd gebeur dit nie. En mense sê, hoe kan ons glo aan julle boodskap van redding? Hoe kan ons glo dat hierdie Bybel 'n boek is wat waar en juis is? As julle vir ons lieg, wat is die kans dat die Bybel nie vir ons gaan lieg nie? Ek wil u vra dat u sal sien die geweldige impak wat hierdie goed op die geloof van mense het. Die Bybel sê vir ons baie duidelik daar in Spreuke 30 vers 6, voeg by sy woorde niks by nie, sodat hy van jou nie rekenskap vorder en jy as 'n leenaar openbaar word nie. Weet nie of u na die tyd geluister het, sy betoog nou nie.
Hy erken hy is verkeerd nie. Hy sê, hy is vas oortuig hy het reg gehoor. Dan het ek 'n probleem by wie dit gehoor het. Want as iemand vir jou so duidelike openbaring gee, en 'n duidelike boodskap gee, en dit het nie gebeur nie, was dit nie God gewees nie. Dis die duidelike implikasie, wat ek vanmôre vir u wil sê, daarom vriende, hou jouself by God se woord. Dis 'n beproefde boek. Dis 'n boek wat ons kan lees. En hy het vir my oupa en sy oupa en sy oupa en sy oupa presies dieselfde waarheid geleer van wie God is, wie Jesus is, hoe ons gered kan word en hoe hierdie waarheid ook ons lewens blywend kan verander. Bybel sê sodat hy die Here nie van jou rekenskap vorder en jy as 'n leenaar openbaar word nie. 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God ingegee. Ek wil hê jy moet saam met my volg. Hierdie boek van Genesis tot Openbaring, hoeveel boeke is daar? 66, 39 Ou Testament, 27 Nuwe Testament, geïnspireer deur die Heilige Gees, kanonieke boeke. Die hele skrif is deur God ingegee. Dis nuttig tot lering, weerlegging, teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Wat sê vers 17? Sodat die mens van God volkome. Julle het nie my vanmôre nodig om vir julle te sê, die Here het vir my 'n boodskap gegee om vir een van julle te gee in die gemeente. En die Here het met my gekommunikeer en het my gesê wat in jou huis aangaan. En die Here het my gekommunikeer en gesê wanneer hy gaan kom nie. Ons het dit nie nodig nie. Die Bybel sê ons het God se woord. En hierdie woord is genoegsaam sodat ons as kinders van God volkome kan wees, nie volmaak nie, maar volkome toegerus. Volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. 2 Petrus 1 vers 19 sê, en ons het die profetiese woord wat baie vas is. Is nie wankelrig nie. Die Here sê nie vir ons iets 20 jaar terug en dan stuur hy 'n nuwe persoon om vir ons te verander en te sê, ek het heeltemal my gedagte verander oor hierdie saak, kom ek laat die woord net gou so 'n bietjie herskryf en goed. God doen dit nie. Sy woord is vas. Die Bybel sê, waarop julle tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Hoor dit sê die res van die vers, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Wanneer sal ons ophou om die Bybel te bestudeer? Tot die dag wanneer ons die Here in sy heerlikheid sien. Ek hoop u vind hierdie kosbare en wonderlike seën uit jou Bybelstudie. Ek hoop nie jy lees die Bybel en dink by jouself, ag, hierdie klomp Israeliete was klomp moeilike mense. Ek is al so moeg en al hierdie offers maak my moeg. Ek vra jou lees met die gedagte, Here, wat wil u vir u volk gesê het? Wat wil u vir my sê? Wat wil u vir die Nuwe Testamentiese kerk gesê het? Wat wil u vir my sê? Hierdie boek sal skyn soos 'n lamp in 'n donker plek tot die dag dat ons die Here sal sien in sy heerlikheid. Dan sê Openbaring 22 vers 18. Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor. As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die pla byvoeg waarvan in hierdie boek geskryf is. Elke een wat sê die Here het vir my gesê om te sê, is besig om by die skrif by te voeg, want hulle sê hulle het direkte openbaring van God gekry, soos die apostels en soos die profete gekry het. En die Bybel sê vir ons baie duidelik, daar is nie meer profete en daar is nie meer apostels nie. As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die pla byvoeg waarvan in hierdie boek geskryf is. Vers 19, as iemand iets van die woorde van die boek van die profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem. Uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskryf is. Die rede waarom ek vanmôre met u praat oor hierdie saak, is omdat soveel duisende mense mislei word deur predikers vandag, baie keer self aangestelde predikers. Hulle skuif God se woord een kant, hulle herskryf God se woord, hulle herinterpreteer God se woord, hulle sê God het vir my gesê, en dan sê sy woord net die teenoorgestelde, en dit is besig om skade te doen in die kerk van die Here Jesus, en mense te vervreem van die waarheid van die woord van God. 3 kort gedagtes vanmôre. Gaan kyk vanmôre, wat sê die Bybel, gaan Jesus weer kom? Ons gaan vanmôre 'n bietjie daaroor praat, vinnig. OK, vinnig. My vinnig, né? Dis nie Usain Bolt vinnig nie. Dis bietjie meer soos 'n stit van een of ander land, daai vinnig. Wanneer gaan hy kom is die vraag wat ons gaan na kyk. En wat moet ons doen met wat ons hoor? Die eerste gedagte, wat sê die Bybel, gaan Jesus weer kom? Wat sê u? Die Bybel sê so. Die Bybel sê so. Kom ons vat die vinnig deur. Daar is meer as 1400 teksgedeeltes in die Bybel wat daarna verwys. In die 216 hoofstukke soos vervat in die Nuwe Testament is daar 318 direkte verwysings na Jesus se wederkoms.
Een uit elke 30 verse in die Nuwe Testament verwys na Jesus se wederkoms. Al 9 die skrywers van die Nuwe Testament verwys daarna. In 23 van die 27 boeke in die Nuwe Testament lees jy van Jesus se wederkoms. Jesus self sê, Johannes 14 vers 2, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was, sou ek vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer. Jesus sê so. Sy woord is duidelik daaroor. Openbaring 22 vers 7 sê, kyk, ek kom gou. Nou dink mense, die Here het gesê, gou 2000 jaar het verbygegaan. Maar wag, as hy sê gou, in die lig van die ewigheid is dit 'n oomblik. Dan is hy hier. Die Bybel sê, hy kom gou, salig is hy, wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. En kyk, ek kom gou, vers 12. Vers 20, hy wat het getuig sê, ja, ek kom gou, amen, ja, kom, Here Jesus. So daar's baie duidelike verwysings in die Bybel daarna. Jesus self sê, hy gaan kom, die engele getuig, onthou u daar, Handelinge 9, toe Jesus na die hemel opvaar. Die Bybel sê, toe die disippels nog stip kyk na Jesus, terwyl hy weggevoer word in hierdie wolk, sê hulle, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Die apostel Paulus sê, 1 Tessalonisense 1 vers 9 en 10, hy sê, ons sal sy seun uit die hemele verwag. Bybel is baie duidelik daaroor. 1 Tessalonisense 4 vers 16, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God. Die Bybel sê vir ons Filippense 3 vers 20, want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus. Ons verwag ons Here Jesus Christus. Petrus stel dit duidelik en hy sê in 2 Petrus 3 vers 9, die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Here sal kom, soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan, en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. So die vraag vanmôre is, wat sê die Bybel, gaan Jesus weer kom? Die antwoord is baie duidelik, ja, die woord is baie duidelik daaroor. Die tweede vraag, waarby ons moet stil staan, wanneer gaan hy kom? Ek het nie 'n datum nie, ek het niks gehoor nie. Dit wat daar nie gehoor het is verkeerd. En dit wat baie van die ander mense gehoor het is verkeerd. Al wat ek vir u kan sê is wat die Bybel sê. Ek gaan nie elke keer terugvat na die Bybel, wanneer gaan Jesus kom? Die Bybel sê vir ons maar van die dag en die uur weet. Ek wonder baie keer hoe maak mense 'n voorspelling? En hulle lees nie net die basiese Bybelse gedeeltes oor Jesus se omwandelinge op aarde nie. Hy self sê, maar van die dag en die uur weet niemand nie. Ook die engele van die hemel nie, maar net my Vader alleen. Vers 42, dis asof die Here dit met dubbellyne wil onderstreep. Hy wil klem lê daarop dat die mense dit verstaan. Hy sê, waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. En dan in vers 44, as jy 3 keer vir iemand iets sê, is dit belangrik. Ek dink so. Gewoonlik met jou kind moet jy net 1 keer sê, né? 1 keer brand, né? OK, en dan moet hy luister. Maar as jy 3 keer vir iemand sê, luister, het jy gehoor wat ek sê? Dan wil jy klem lê daarop. Vers 44, daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Ek wil net gou iets uitklaar hier met u. Daar's baie mense wat na Markus 13:32 gaan, want daar staan selfs die seun van die mens weet nie die dag en die uur van die komsie. Weet Jesus wanneer hy gaan kom? OK, almal is nie seker nie. Jesus weet verseker wanneer hy gaan kom. Hy weet verseker wanneer hy gaan kom. Onthou wat Filippense 2 sê. Hy het vir 'n tyd lank die hemele verlaat. Hy het vir 'n tyd lank 'n dienskneg geword. Vir 'n tyd lank was hy beperk gewees met kennis. Hy was nie alomteenwoordig en is hy nou alomteenwoordig? Verseker. Is hy alwetend nou? Verseker. Toe hy op aarde was daar sekere dinge wat Vader vir hom verberg het en wat Christus ook. Die Bybel sê vir ons, Filippense 2, dat hy dit eenkant geskuif het. Hy het dit nie roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar die gestalte van 'n dienskneg aan te neem. Christus weet nou presies wanneer hy kom. Hy's God wat mens kom word het. Hoeveel gode aanbid ons? Een God,
3 persone, Vader, Seun, Heilige Gees. Jesus weet wanneer hy gaan kom. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, hy lê klem hierop, want die Seun van die mens kom op 'n uur, dat julle dit nie verwag nie. Toe Jesus op aarde was daar sekere dinge, wat die Bybel vir ons baie duidelik sê, wat nie nog openbaar was nie. En die Bybel sê vir ons, dat hy hierdie tyd wat hy op aarde was, beperk was tot 'n plek, en tot 'n bepaalde gemeenskap, en 'n bepaalde groep mense. Daarom sê hy vir hulle, die disciples in Johannes 14, dis voordelig dat ek weggaan, want as ek weggaan, sal die Heilige Gees na julle toe kom. Handelinge 1 vers 7. En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe, om die tye of die geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. So met ander woorde, wat sê die Here vir sy disciples, voor hy opvaar na die hemel? Hulle vra hom, Here, nou wanneer gaan u koninkryk kom? Vestig. Die Here sê, dit kom julle nie toe, om die tye en geleenthede te weet nie. Wat moet julle doen? Verkondig die evangelie, moenie voorspellings maak nie. Moenie allerhande haas uit 'n hoed probeer trek en sê, luister, die Here het vir my dit gesê, die Here het vir my dat gesê nie. Nee, die gedagte is, gaan en verkondig die evangelie. Plaaslik, by jou huis, by jou gemeenskap, in die omgewing, en dan as die Here jou stuur, na buiteland, om 'n getuie vir hom te wees, doen dit. 1 Tessalonisense 5 vers 1. Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig, dat aan julle geskryf word nie, want julle weet self baie goed, dat die dag van die Here kom, net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die baresnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Ons het nie nodig om te weet die dag en die uur en die oomblik van Jesus se koms nie. Dis nie nodig vir ons om dit te weet nie. Dis inligting wat die Here vir ons verberg het. Ek het hier op my notas gesê, mense stel nie belang in die geopenbaarde dinge van God nie. Mense soek sensasie en sal eerder mense glo as wat God vir sy woord vir ons sê. Hulle sal eerder die prediker volg as die woord van die Here. En daarom is het belangrik dat ons sal sien, dat hierdie is 'n aantasting van God se woord, wanneer ons namens God praat, en hierdie goed glad nie in vervulling gaan nie. Openbaring 3 vers 3 sê, onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Openbaring 16 vers 15, kyk, ek kom soos 'n dief. Kondig 'n dief aan wanneer hy kom, slaan hy die simbale, klap hande, skree, gaan te kere. Dis nie 'n dief nie. Die gedagte die Here probeer vir ons 'n beeld skep. Hy kom soos 'n dief in die nag. So, gaan die Here kom, verseker, wanneer gaan hy kom? Ons weet nie. Die laaste vraag wat ek kan probeer beantwoord, wat moet ons doen met wat ons hoor? Wat moet ons doen met die gedagte van die woord wat vir ons sê dat Jesus gaan kom? Die baie duidelike gedagte waar die Here Jesus self, die apostels, verskillende profesieë in die Bybel, wat moet ons doen met al hierdie inligting? Ek wil vir u sê, ek wil begin deur te sê, moenie u ore uitleen aan elke Janrap en sy maat wat vir u sê dat die Here vir hom gesê het nie. Begin daarby. Bepaal u by God se woord. Vir my sensasie, vir my dwaalleraars, vir my mense wat soos waterlose wolke en soos dwaalsterre vir 'n tyd lank, vir 'n oomblik, miskien vir jou klink of hulle waarheid praat, en dan sien jy eintlik later wat hulle sê is nie in ooreenstemming met die skrif nie. Wat moet ons doen as ons hoor en lees in God se woord dat die Here kom? Matteus 24:42, waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Dink julle die Here kan vandag kom? Ek dink so. Ek en jy kan vandag sterwe, dan gaan ons die Here ontmoet. Die hele gedagte is waak dan. Waak beteken om versigtig te wees, om versigtig te lewe, om regtig te verwag dat die Here miskien vandag gaan kom, om uit te sien na hierdie koms van die Here Jesus. Vers 43 sê, maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie toegelaat het, dat in sy huis ingebreek word. Daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur, dat julle dit nie verwag nie. As jy sê die Here kom, tussen 22 en 26 September, dan dink ek is daar 'n redelike spasie, 4 dae, wat 'n ou kan gereed maak, né? OK, Bybel is baie duidelik daaroor. Die Here sê vir ons, hy gaan juis nie vir ons sê nie, sodat ons daagliks getrou aan hom sal lewe, en ook sy waarheid en sy woord hoog sal ag.
Matteus 25:13, waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie. Lukas 21:36, waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word, om al hierdie dinge wat kom te ontvlug, en voor die Seun van die mens te staan. Openbaring 16 vers 15, wat ek nou vir u gelees, ek het klem gelê op die A gedeelte, ek lê nou klem op die B gedeelte. Kyk, ek kom soos 'n dief. Salig is hy wat waak, en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop, en hulle sy skaamte sien nie. Het is belangrik dat ons sal waak, met die waarheid van God se woord dat ons in ons midde het, die waarheid wat ons lees, die waarheid wat ons bestudeer, dat ons sal sê, Here, ons waak, want ons weet nie die dag en die uur en die oomblik, wanneer u sal kom nie. Vriende, ons kan nie bekostig om ledig en onvoorbereid te wees, en alles te laat vaar, omdat daar soveel valse profesie en voorspellings is nie. Die Here het nooit gesê, luister na voorspellings en mense se idees nie, die opdrag is, luister na my woord. Wat moet ons doen? Ons moet weergebore wees. Is jy seker jy is weergebore? Is jy seker jy is gewas in die bloed van die lam? Jou sondes vergewe? Jy is 'n kind van God? Baie belangrik, dan moet jy die woord ywerig bestudeer. Is 'n direkte uitvloeisel van wedergeboorte, om die woord te bestudeer, om te hoor wat jou meester, wat jou skepper, wat jou redder vir jou wil sê in sy woord. Ons moet getuies wees, ons moet vir ander vertel van hierdie Christus wat ons ontmoet het, en wat ons lewens kom verander het. Ons moet waak en bid, dat ons nie mislei word nie, ons moet heilige lewens lei, en ons moet weerstand bied, teen die sondes van die vlees, die wêreld en die duiwel. Ons moet geduldig wag op Jesus se koms. Nou weet ek, ons Suid-Afrikaners, ek weet nie van die Amerikaners nie, ek dink hulle is glad nie ongeduldig nie, maar ons Suid-Afrikaners is ongeduldige mense. Stem jy saam? Ek en Ethel gister, toe ons uit die vliegtuig klim, toe sê sy vir my, hoorie, daai ouens wil die tas uit het, terwyl die ander ou nog agter hom staan. Ek wil sê, dit is 'n gevaarlike plek, om uit 'n vliegtuig te probeer klim, want mense is nie geduldig nie, mense wil nie wag nie. Hoor wat sê Jesus oor sy koms? Jakobus 5 vers 8, julle moet ook geduldig wees. Versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Nou die Bybel gesê gou, nou sê die Bybel naby. Ons sê 2000 jaar, die Here sê in die lig van die ewigheid is dit gou en is naby. Wat moet ek en jy doen? Geduldig wees. Luister om elke dag God se woord te bestudeer, om elke dag die waarheid te bestudeer. Ons verhouding wat ons met Christus het, vergelyk hy met 'n huwelik. 'n Man moet geduld hê met sy vrou. En 'n vrou moet haar man. En ons moet geduldig wag op ons God, wat gesê het, ek kom, ek is die bruidegom, ek kom om my bruid te kom haal. Wag op hierdie Here Jesus Christus. Moenie ongeduldig raak nie. Moenie agter elke wind van lering aangaan nie. Moenie die waterlose wolke en hierdie verskietende sterre glo, wat elke nou en dan 'n nuwe profesie, 'n nuwe belofte, 'n nuwe openbaring, 'n nuwe droom, 'n nuwe visioen aan u wil deurgee nie. Dis 'n eeueoue verskynsel. Dit kom al van die tyd van Judas af. Dis vandag in ons midde, wees versigtig daarvoor. Ek sluit af, Dr. Andrew Bonar, 'n groot teoloog, het gesê, sy wederkomsverwagting was van so aard, elke aand, voordat hy gaan slaap het hy voor sy venster gaan staan, en na die sterrehemel gekyk, en dan gesê, miskien vannag, Here, miskien vannag. En dan elke oggend as hy wakker geword het, het hy die gordyne, vandag die blinders, of wat ook al oopgetrek, en na die nuwe dag gekyk en gesê, miskien vandag, Here, miskien vandag. Die dag en die uur weet ons nie. En ons gaan nie voorspellings maak daaroor nie, maar ons gaan geduldig wag tot die Here kom. En dan sluit ek af met die woorde van Judas, die laaste 2 verse. Hoe het hy die gemeente bemoedig? Hy het hulle gewaarsku teen die valse leraars, hy het sekere dinge vir hulle uitgewys. Hoor hoe bemoedig hy hulle? Aan hom nou wat magtig is, om julle van struikeling te bewaar, en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Aan die alleenwyse God ons verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Wat Judas eenvoudig wil sê, 'n kind van God kan miskien mislei word vir 'n tyd lank, maar nie permanent nie. Want God se Gees wat in ons woon, sal die waarheid van sy woord in ons harte lewend hou, en lewend maak, en al hoe sterker na vore bring, sodat ons die dwaling van die waarheid kan onderskei, die leuen van die waarheid kan onderskei. Aan hom nou wat magtig is, hy sal ons bewaar, en hy sal ons veilig bring.
in sy heerlikheid. Aan hom gee ons ere. Ons bring lof en dank aan hom, want hy is ons koning, en hy is die een wat ons verwag uit die hemel. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons vanmôre net vlugtig kon kyk na hierdie waarskuwing wat Judas gee aan hierdie gemeente, aan hierdie kinders van U, en hoe dit van toepassing is op ons, want ons beleef 'n tyd, Here, waar TV-predikers, Here, predikante, pastore, apostels, profete, noem hulle, almal hierdie sogenaamde openbaringe van U kom deurgee, drome, visioene, stemme, voorspellings, allerhande gedagtes, beloftes wat hulle maak, namens die Here wat nie in vervulling gaan nie, of wat nie tot stand kom nie. En Here, ons vra dat U ons sal bewaar van die bose, dat U ons sal bewaar van die leuen, Here, van ons tyd, dat U ons harte sal bewaar en geanker hou in U woord. As ons nie in U woord geanker is nie, gaan ons val vir die wind, elke wind van lering wat kom. Maar dankie dat U kinders nooit totaal of algeheel sal verval nie. U sal ons elke keer terugbring na U waarheid. Want U sê vir ons, Here, dat U woord is die lig vir ons pad. En U woord is die lamp vir ons voet. Daarom pleit ons by U Vader dat U genade sal skenk. Dat hierdie groot waarheid ter harte sal neem, en dan ook sal bid vir hulle wat in hierdie leuen vasgevang is. Dat hulle tot die lig sal kom en dat hulle by Christus sal uitkom. Dat hulle sy waarheid en sy woord sal hoog ag. En Christus sal leer ken deur die blaaie van die Bybel. En dat hulle ook sal kan sê, ons is diensknegte van hierdie Heer, wat gesê het, kyk, ek kom gou. Ons bid hierdie ding in U naam en ons bid dit met danksegging. Amen.